dan ons eerste Sondag na Paasnaweek, Goeie Vrydag, wat ons vier omdat Christus op daardie dag gesterf het, die Saterdag wat Sabbatdag was, wat hy in die graf was, en dan Sondag of die eerste dag van die week, en die môre, wat opstanding Sondag by ons geword het. En opstanding Sondag, by ons tradisioneel ook dan van die vroeë kerk, net na Christus se hemelvaart, het die Christene begin om op daardie dag by mekaar te kom, en nie meer op die Sabbat nie. En basies hulle gelowige dienste, soos ons erediens, of hulle byeenkomste op die Sondag, die eerste dag van die week. En daarom is ons Sondag die eerste dag van die week, en nie die laaste dag, die Sabbatdag meer nie. Want dit is die dag wat Christus opgestaan het. Ons vier het dan ook so. Nou ja, op hierdie Sondag gaan ons bietjie verder praat oor 'n paar minute oor gebed, wat dit beteken vir ons. Ons gaan so 'n reeksie daarvan maak, so vanmôre weer 'n verdere aflewering oor 'n paar minute. Vanmôre oor gebed as 'n offer. Gebed as offer. Ek moet aan die Here toe gaan as ek bid. In die eerste plek moet ek sê dat ek bereid is om my eie tiran, want ek is gewoonlik my eie grootste tiran, my grootste bedreiging, my grootste kritikus, op te offer, prys te gee. Want dit is ek wat my tyd, my energie, my aanbidding opeis en wegtrek van die Here af. En dit wat ek eintlik sê, as ek nou in gebed gaan na die Here, is 'n deel van my moet gaan. 'n Deel van my moet gesny word. En ek is bereid om daardie deel te gee. As ek dit nie bereid is om te gaan nie, dan vra ek vir die Here om vir my 'n klomp goed te gee. Dink nie dit is heeltemal die doel van, nee, ek weet, dis nie die doel van gebed nie. Want gebed is aanbidding tot God. En aanbidding kan jy net wees as jy neerval en aanbid. Die deel van jou wat die beste is, wil die Here hê. As ek dus na die Here gaan en vir hom vra en sê dat ek bereid is om iets te offer, op te offer van myself, iets af te sny van myself, dan beteken dit eintlik dat kom ons sê dit sommer in gewone Afrikaans, dat daar bloed moet loop. Want ons weet dat ek 'n stuk van my lewe moet gee, laat gaan, wegmaak. Net soos die offerdier, die beste dier uit my kudde vir die Here moet wees. So met die beste van my, wat ek hoër ag as die Here. Dis hoekom hy die beste wil hê. Dit staan tussen my en hom. As daar iets in jou lewe is wat die beste is, wat jou grootste bate is, en dit staan tussen jou en die Here, tussen my en die Here, dan sal hy dit wil hê. En baie keer verstaan ons dit nie, en ek verstaan dit ook nie, dat ons mooi terugkyk en sê dat dit wat ons eintlik so trots op was, wat vir ons so merkwaardig was, dit wat vir ons so kosbaar was, dat was meer kosbaar as die Here. Ons het gesê dat die Here is, maar was vir ons moeilik om dit prys te gee, en dan partykeer voel dit vir ons asof omstandighede gebeur, en het word eenvoudig gevat. Ja, as jy nie bereid is om dit op te offer nie, en die Here weet dat dit tussen jou en hom is, en dat jou pad na hom toe moet oop wees, dan verwag jy eintlik, omdat hy soos 'n goeie pa, dit wat jou aandag gaan aftrek van die
uiteindelike doel waar jy nie op pad is, dat hy dit moet wegvat. En dit is baie keer wat ek beleef en sien dat die Here doen. Hy vat dit wat ons so uiters trots en dankbaar en bly oor is. Maar ons is blyer daaroor en dankbaar daaroor as ons verlossing, as ons Here wat ons moet aanbid. Nou ja, ons sê ons aanbid nie al hierdie ander dinge nie. Maar die tyd en energie wat ons baie keer spandeer aan dinge, aan sake, aan mense, wat ons sê, dit is my alles, hierdie is my alles. En dan beteken dit, en die Here, is hy jou alles of nie? Want iets anderster, iemand anders, kan nie jou alles wees, en die Here nie. Hy kan nie tweede viool speel nie. Nee, die Here is my alles. En alle mense, diere, dinge, goede, kom daarna, moet daarna inval. En dit is, hoekom gebed vir my is offer uitstaan. Ek moet na die Here toe gaan en vir hom sê, Here, dit wat skeiding maak tussen my en U, help my, om dit weg te ruim. Uit my lewe uit te sny, op te offer. En waarskynlik is dit jou mooiste, beste, dit wat jy die mees trotste op is. Want solank jy dit het, maak dit 'n skeiding tussen jou en God. En dan wil ons eintlik in ons hart sê, ja, ek wens dit moet weggaan, maar ons het nie die moed en die oortuiging om dit weg te maak nie. Partykeer gebeur dit, voordat ons nog behoorlik daaroor gedink het. Die Here wil nie toelaat dat iets tussen hom en sy kinders kom staan, wat sy verhouding met ons bederf nie. Kom ons gaan elke keer in gebed na die Here toe, in aanbidding. Maar moet hierdie wete, dat ek bereid moet wees om iets op te offer, prys te gee, uit my lewe uit te sny. Waarskynlik, die mooiste, die beste. Ons plaas 'n tweede in ons lewe, naas die Here. Voordat hy nodig het, om dit met ons, uit ons lewe met geweld te kom haal. Sodat die verhouding tussen ons en hom altyd 'n oop kanaal kan wees. Bid saam met my, elke dag, elke week, dat ek by die Here kan kom en sê, Here, ek is bereid om te offer, op te offer, prys te gee, enigiets wat tussen my en U staan, enigiets wat meer belangrik as U in my lewe is. Ons sê dit so telkens met Eksodus 20, dat ons niks sal aanbid, of sal eer, of sal ag, meer kosbaar as die Here nie. My gebed is dan, vir elkeen van julle, dat julle ook saam met my sal kan beleef wat die Here vra. Baie keer sal dit baie moeilik wees. Ek hoop en bid dat elkeen van ons die guts, die oortuiging, die moed het om te gee wat die Here van ons vra. Maar gebed vir julle elkeen 'n belewenis wees, om in 'n bidding neer te val voor die Here, te hoor wat hy vir ons sê. Onthou, sekerlik is dit belangriker om te hoor wat die Here vir ons wil sê, as wat ons vir die Here wil sê. En daarom dink ek, ons gebed moet dalk baie meer 'n tyd wees wat ons luister, as wat ons noodwendig praat. Kom ons luister wat die Here vir ons sê. Vrede, seën vir elkeen.